Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, alles in die lewe begin by jou denke. Dit waaraan jy dink. Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En dan Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Hierdie woord gemoed is die Griekse woord nous, wat dui op alles ten opsigte van die intellek, insluitende jou wil, jou emosies en jou vermoë om te dink, jou vermoë om te redeneer en jou vermoë ook om besluite te neem. Dit wat jy oordink, die dinge waaraan jy dink, dinge wat jy toelaat om jou gedagtes te oorheers, bepaal uiteindelik jou hele optrede. Selfs die verkeerd in jou lewe, sonde begin by dit waaraan jy dink. Jakobus 1 vers 14 tot 16. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood voort. Verandering van jou denke is uiters noodsaaklik, want alles waaraan jy jou sintuie blootstel, dit wat jy sien, dit wat jy voel, dit wat jy ruik of hoor of ervaar, gee direk aanleiding tot denke en die vorming van persepsies. Dit gee weer direk aanleiding tot jou emosies, jou optrede en jou reaksies. Daarom leer die Here ons in Filippense 4 vers 8, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die uitdrukking bedink dit in hierdie vers is die Griekse woord logizomai, wat beteken om iets deeglik te oordink en te beredeneer. Met ander woorde, om nie impulsief jouself emosioneel oor te gee aan iets nie. Moenie toelaat dat jou sintuie, jou denke en jou persepsies oorheers nie. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Nuwe Lewe Bybel vertaal dit eintlik vir my baie beter. Hy sê daar, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. En dan die Good News Bible, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Daarom, Filippense 4 vers 8, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat loflik is, alles wat lieflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Ag, neem vandag 'n positiewe wilsbesluit en vertrou die Here om jou daarmee te help. Ek sal my denke van nou af beheer. Dankie Here, in Jesus naam, amen.